Heer, U laat ons hier vergader. Bring ons om U tafel nader. Heer, U vul ons met U vrede. Luister na ons smeekgebede. U het al ons skuld vergewe. Ons herskep tot nuwe lewe. Daarvoor bring ons al ons ere aan U, ons Verlosser Here. Heer, ons bid nou om U seën oor die tyd en grense heen. Heer, wees self nou in ons midde, herder van U eie kudde. U het ons vrygemaak van sonde deur U bloed en deur U wonde. Hiervan word ons vas verseker deur die brood en deur die beker. Amen. Liewe broers en susters, jongmaats, die Here wat self hier by ons is vanoggend in hierdie erediens, hy groet elkeen van julle en hy beloof vir julle sy genade en sy barmhartigheid en sy vrede. Kom ons sing oor die wonderlike feit dat God by ons is vanoggend. Ons het dit nou al 'n paar keer vir mekaar gesê. Kom ons sing dit. En ons gaan dit in die woorde sing van lied 159. God is hier teenwoordig. Julle sal sien, dit is beurtsang. Daar's 'n vers wat die dames en die dogters sing, dan 'n vers wat die manne en die seuns sing, en dan 'n vers wat ons almal sing. Kom ons staan en dan sing ons dit lekker saam. Heilig is die
Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Hemelvader, die blote gedagte dat U hier by ons vanoggend is vir ons oorweldigend. U, die skepper en onderhouer van die ganse heelal. U, ons redder en verlosser. U, die Heilige Gees, wat in almal se harte woon en werk. U is vanoggend ook hier by ons in Durban Wes gemeente se erediens en nagmaal. Die wonder is dat U nie net hier is nie. U is ook in elke ander erediens en nagmaal wat vandag in hierdie 24 uur oor die ganse wêreld plaasvind. Dit bly vir ons oorweldigend dat U, wat so die groote God is, U bemoei ook met ons gemeente hier in die hart van Queensborough. Nie net met ons as gemeente nie, maar ook met ons elkeen persoonlik. U stap met elkeen van ons pad. Daar is geen sekonde van enigeen van ons lewens waar ons sonder U is nie. Of dit nou goed gaan en of dit nou sleg gaan. U is elke sekonde by ons. Baie dankie daarvoor, Here. En omdat U soveel vir ons elkeen omgee, omdat U met elkeen van ons besig is, het U ons ook vanoggend hiernatoe gebring. Want U wil deur U woord en deur die Gees en deur die sakrament in ons werk. U het 'n plan met ons hier wees vanoggend. Nie net met ons nie, maar ook met elkeen wat ingeskakel is by hierdie erediens op die opname en tuis ook later nagmaal gaan gebruik. U is vanoggend besig met ons. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons kan uitsien om te ervaar wat U van nou af in hierdie volgende 3/4 uur of so in ons en met ons gaan doen. In Jesus se naam, amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Psalm 130. 'n kort psalm, 'n psalm wat my persoonlik nogal verras het vir hierdie week. Hierdie is nogal een van my gunsteling psalms, en dit is veral 'n psalm wat 'n mens graag lees en deurdink en ervaar wanneer dit met jou moeilik gaan. En wanneer jy weet maar uitkoms is op pad, maar dis nog nie hier nie. En intussen moet 'n mens wag op die Here. Dis die wag op die Here psalm hierdie. Maar hierdie psalm gaan nie net oor wag op die Here nie, as mense in moeilike omstandighede is nie, dit ook. Maar dit gaan ook oor ons sonde. En dit was vir my nogal hierdie week 'n nuwe openbaring uit hierdie psalm uit. Dat sonde en gelukkig ook vergifnis 'n baie groot rol in hierdie psalm speel. Kom ons lees hier psalm vanaf vers 1. Uit die dieptes roep ek na U, Here. Luister tog na my, Here. Hoor tog my hulpgeroep. As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Maar by U is daar vergifnis. Daarom word U steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op Hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here.
meer as wat die wagte op die môre wag. Wagte op die môre. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde. By hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sonde. Tot sover ons skriflesing. Die dominee gaan doen huisbesoek by 'n ouer lidmaat wat baie lanklaas in die kerk was. Toe die dominee hom op 'n mooi manier vra waarom hy so lanklaas in die kerk was, sê hy: Dominee, jy preek net die hele tyd oor sonde. Ek wil nie elke Sondag hoor hoe sleg ek is nie. In elk geval, voeg hy by, kerk is net vir jonger mense wat nog sonde doen. Hy dink hy's daarby verby. Hy doen nie meer sonde nie en daarom dink hy het hy nie meer die kerk nodig nie. Die dominee het stilswyend sy koppie koffie klaar gedrink en sy stukkie melktert geëet en wou nie aanstoot gee nie, maar hy het stilswyend by homself gedink. As hierdie ou meer in die kerk was, sou hy geweet het ek preek die meeste van die tyd oor God se liefde. Maar so nou en dan is dit tog nodig om oor die sonde te praat. Want as jy verstaan hoe ernstig sonde is, dan besef jy hoe groot God se liefde is. Vanoggend is dit ook so. Ons gaan eers die nagmaal regtig verstaan as ons begin by ons sonde. Dis nogal vreemd dat mense niks van sonde wil hoor nie. Of dink dis nie eintlik iets om gereeld aan aandag te gee nie. Want dit is deel van die hart van die evangelie. Die Heidelbergse Katekismus, een van ons belydenisskrifte, begin daarmee in vraag 2, deur te vra: hoeveel dinge moet jy weet om salig te kan lewe en te kan sterwe? En die antwoord: 3 dinge. Hoe groot my sonde en ellende is, hoe ek van al my sonde verlos kan word, en hoe ek God vir die verlossing dankbaar kan wees. As die Katekismus praat van hoe groot my sonde en ellende is, moet ons nie dink dit gaan net oor sogenaamde groot sondes, soos moord en bedrog en diefstal en egbreek nie. Dit gaan oor alle sonde, want alle sonde kom uit 'n hart wat nie na God luister nie, maar eerder na jouself. Ook die ou klein sogenaamde onskuldige sondetjies, soos kinder en jok en ongehoorsaamheid en liefdeloosheid. Ook hierdie sondes is aanstootlik vir God. Dit is presies hieroor waar die nagmaal ook praat, oor ons sonde. Want die nagmaal vertel vir ons wie ons is. Ons is sondaars, verlore sonder die offer van Christus. Die brood, sê Christus se liggaam, is gebreek tot 'n versoening van jou sonde. Die wyn, sê, die bloed van Christus het gevloei vir jou sonde. Die nagmaal vertel ons is sondaars. Dit is waaroor Psalm 130 gaan. In hierdie lied worstel die digter met sy sondeskuld. Is hy in die diepste dele van ellende, want hy besef hoe ver hy van die merk af is.
Daarom roep hy uit die dieptes in vers 1 en erken hy in vers 3, as u ons sonde in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Voel ons so oor ons sonde? Besef ons die erns daarvan? Onthou ons hoe afskuwelik ons sonde vir God is. Maar die nagmaal vertel ons nie net wie ons is nie. Die nagmaal vertel ons ook wie God is. Dit vertel dat God ons nie in ons sondes, dat God ons nie ons sondes skuld wil toereken nie. Want dan sal nie een van ons dit maak nie. God kon seker gesê het, ons sonde en sondigheid is nie sy probleem nie. Maar hy doen dit nie. Hy maak dit sy probleem. Daarom het die Seun van God mens geword. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê so treffend: Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Die nagmaalformulier sê: so seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek word en hierdie beker aan ons gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en opstanding. Hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons so volledig, asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir ons sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan en ons geregtigheid voor God verwerf het. Die psalmdigter het natuurlik nog nie van Christus geweet nie. En daarom wag hy met sy hele wese op die Here in vers 5 en 6. Die nagmaal herinner ons vanoggend dat ons nie hoef te wag nie. Ons kan terugkyk na Golgotha en dit vir onsself toeëien. God het in Christus vergifnis vir ons verkry. Die formulier sê die nagmaal is 'n vreugdefees waar die Heiland op 'n besondere manier die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding uitdeel. Die nagmaal is 'n fees van verlossing en van behoort aan. Ons behoort aan God. Hy het ons gekoop met sy eie bloed. En ons behoort aan mekaar. Want ons is almal gekoop en vir mekaar gegee. Die formulier sê, deur die Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur dieselfde Gees ook weer met mekaar as lidmate van een liggaam in liefde saam verbind. Die psalmdigter het tog iets hiervan verstaan. Daarom praat hy nie net oor homself en sy eie verlossing nie, maar sluit hy Israel, die godsvolk, in by sy gebed. Hy sluit af met vers 8 en 9. Wag op die Here, Israel, want by die Here is troue liefde, by hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. Ons is deel van die nuwe Israel, die nuwe godsvolk. En saam vier ons vanoggend nagmaal, waar ons saam eerlik is oor ons sonde, saam dankbaar is vir Jesus se offer, en saam as verlosters en die ontvanger
van vergifnis binne die volgende halfuur hier kan uitstap. Amen. Kinders, nou wil ek graag so 'n rukkie met julle praat. Want julle is ook vanoggend hier en julle is net so belangrik soos enige ander persoon hier. Kom ek vertel vir julle waaroor die nagmaal gaan, sodat julle dit ook kan verstaan. Ons gaan die nagmaal vanoggend so gebruik dat julle dit ook makliker sal verstaan. Ek lees vir julle uit die kindvriendelike nagmaalformulier wat vir ons beskikbaar is. Kinders, voordat ons die nagmaal gebruik, wil ons graag vir mekaar vertel wat die Bybel vir ons oor die nagmaal leer. Die Bybel leer ons dat God ons baie liefhet. Ons weet dit omdat hy sy seun, dit is nou Jesus, vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie liefhet. Ons weet dit omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het hy op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen. Die Bybel leer ook dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. Hoekom? Sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. Die nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat ons aan die swaar kry en dood van Jesus aan die kruis dink. Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood en wyn gebruik, sê ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Ons is bly wanneer ons die nagmaal gebruik, want ons sien nou al hoe lekker dit in die hemel gaan wees. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons doen en gedoen het. Kom ons staan nou op en sê vir die Here almal saam hardop wat ons glo. En julle sal sien in die bekende geloofsbelijdenis wat ons nou saam gaan opsê, word daar juis gepraat ook oor die vergifnis van sonde en hoe hierdie vergifnis moontlik is. Kom ons staan en dan sê ons die geloofsbelijdenis almal saam hardop op. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Dankie, julle kan maar weer gaan sit. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U Jesus na ons toegestuur het,
omdat U vir ons so liefhet. Baie dankie, Jesus, dat U vir ons gelei en dat U aan die kruis in ons plek gesterf het. Ons is vir U lief en ons glo in U. Hoor ons asseblief ook nou, wanneer ons almal saam hierdie gebed wat U vir ons geleer het, hardop saam bid. Ons Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons gaan nou die tafel, die nagmaaltafel gereed maak, en dan kan die ouderlinge wat voorsit ook vorentoe kom, en die diakens wat die bediening hanteer, kan ook dan vorentoe kom. In my hart, en my siel is so verwaard, en my lewe is veilig voor U troon. O Heer, vergewe my, o Heer, kom maak my vry, van die sondelas, o kom na my, om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Die wyn en die brood, wat lyk nou nie, is 'n teken van U rykdom en U seën. Al die oorvloed binne my, kom en borrel in my vry, en die oorsaak is die Gees wat in my bly. O Heer, vergewe my, o Heer, kom maak my vry, van die sondelas, o kom na my, om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. O Heer, vergewe my, o Heer, kom maak my vry, van die sondelas, o kom na my, om dit skoon te was. Vergewe my, o Heer, vergewe my, o Heer, kom maak my vry, van die sondelas, o kom na my, om dit skoon te was. Ek wil weer vlekloos voor U staan. Ja, ek wil weer vlekloos voor U staan. Kom ons neem nou elkeen die broodjie in ons hand.
wanneer ons hierdie broodjie nou gaan eet, dink ons daaraan dat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het. En glo ons dat hy al ons sonde weggevat het. Kom ons neem nou die kelkie in ons hand. Wanneer ons nou hierdie wyn drink, dink ons daaraan dat Jesus se bloed vir ons, vir jou, vir my, aan die kruis gevloei het. En glo ons dat hy daardeur al ons sonde weggevat het. As julle die beker wil gebruik, daai asseblief net aan met julle hand in die lug. Ja, ons is sondaars. Maar die nagmaal het ons vanoggend weer opnuut herinner en verseker dat ons verlos is van ons sonde en dat ons die ontvangers is van vergifnis van al ons sondes omdat Jesus daarvoor betaal het. En daarom kan ons nou 'n lofsang sing. En daarom kan ons nou lied 245 staande uit volle bors sing. Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. Vergifnis
Kom doen hier aan my die wonder, om my as kind terug te neem. Ek loof en prys die heerlikheid, ek loof en prys die heerlikheid, en roem die groot barmhartigheid, en roem die groot barmhartigheid. Doe wat rein is aan ontfermen, weer hou genade nooit van my, maar hou my steeds in die beskerming, by die sal ek vir altyd bly. Ek loof en prys die heerlikheid, ek loof en prys die heerlikheid, en roem die groot barmhartigheid, en roem die groot barmhartigheid. Dankie, julle kan maar weer gaan sit. Ons gaan nou die Here dien met ons liefdegawes, en dan Corrie wil ek sommer vra dat jy weer hierdie lied vir ons speel. Ons hoef dit nie nou saam te sing nie, maar dat dit gespeel word terwyl ons die liefdegawes opneem. Baie dankie diakens, ook vir al julle harde werk vanoggend.
Ons sluit af met lied 220. Met my hele hart sing ek, Heer, van u liefde meer en meer. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Vandag op hierdie nagmaal Sondag en verder en tot in ewigheid. Amen. Dankie, Dani.